Baie welkom by die uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Dit is oor 2 weke Paasfees en omtrent 3 weke gelede het ons die straatwerktoer gehad met 'n klompie jong mense Kaapstad toe. En dis juis Paasfees wat vir ons 'n boodskap gee, waarmee ons byvoorbeeld in die strate van Kaapstad, of ons het ook die jeuggevangenis by die Parel besoek. Dis juis Paasfees wat vir ons die boodskap gee om na mense toe te kan gaan. En dit was my wonderlik om hierdie jong mense te sien wat in 'n situasie geplaas is waar hulle nog nooit was nie. Maar wat ergens die moed gekry het om iets van die boodskap van Christus te deel. En ek wil graag vir ons uit 2 Korintiërs 5 uit 'n paar verse lees wat vir my hieroor gaan. Paulus begin in vers 11, dan sê hy, ons weet wat dit beteken om die Here te dien. 'n Mens moet 'n oomblik daaroor dink, want as ek vir jou vra, weet jy wat dit beteken om die Here te dien? Kan 'n mens nou eers dink, wat moet ek antwoord, wat is die punt van die vraag? Maar eintlik weet baie van ons, weet wat dit beteken om die Here te dien. Ons dien die Here op ons eie manier. Ons kan die Here sekerlik beter dien, ons moet mekaar help om die Here beter te dien, maar ons weet wat dit beteken om die Here te dien. En dan gaan hy 'n entjie verder met hierdie bekende gedeelte aan. Dan sê hy, die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het. En dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en uit die dood opgewek is. Paasfees gee ons 'n rede om na mense toe te gaan en om die Here te volg. En hy gebruik hier 'n snaakse Afrikaanse woord. Hy sê, die liefde van Christus dring ons. Die 2020 vertaling sê, die liefde van Christus dwing ons. Dis die rede waarom ons op 'n sekere manier lewe en die Here volg. Nou wat is die inhoud daarvan? Eerstens sê, ons het insig gekry. Die insig dat een vir almal gesterwe het, dat Jesus Christus vir ons gesterwe het. Nou ek en jy ken hierdie insig, ons het dit al tot vervelings toe gehoor. Maar in die aanloop van Paasfees wil ek jou uitnooi om weer daaroor te dink. Dat God se liefde gemaak het, dat hy ons met hom versoen het. God het dit gedoen. Hy het ons met hom versoen deur Jesus Christus. En dit verander ons verhouding met God uit die aard van die saak, maar dit verander ook ons verhouding met die mense om ons. En by straatwerk het ons in Kaapstad se strate met baie mense wat op die straat bly gesels. En met wettige en onwettige immigrante van oral in Afrika af, wat daar is verskillende mense, ander mense as die mense wat ons normaalweg in Oudtshoorn deur die loop van ons dag mee te doen sal hê. En hoor wat sê Paulus nou verder. Hy sê, ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Nuwe mense. Dis ou gebroke mense, maar wat aan God behoort, dan word hulle nuwe mense. En hoe ons na mense toe gaan, ek dink byvoorbeeld daar in die tronk, hoe ons en die jong mense wat saam met ons was,
met daai jong mense wat almal halsmisdade gepleeg het en in die tronk is, maar wat die Here Jesus in die tronk ontmoet het. Hoe ons met mekaar kon praat en amper iets van stories kon uitruil. En jy kan sien, maar die Here het hierdie mense nuut gemaak. Hulle is nou anders. In die einde van die stukkie wat ek gelees het, staan dit dat Jesus het aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die feit dat ons met mense van die Here naby kan wees, al verskil ons agtergronde, dat ons verhouding met God reggemaak kan wees. Dis wat Jesus kom doen het, en dan vra hy van ons moet dit aan ander mense bedien. Luister nou hoe sê hy verder. Die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het, en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Dis die boodskap van Paasfees, dat God mense hulle oortredinge nie toereken nie, die wat die versoening met God aanvaar het. Ek lees aan, die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte. Gesandte is gestuurdes. Ons tree dus op as gesandte van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Ek vat saam. Die liefde van Christus, as ons dit verstaan, dit wat God gedoen het met Paasfees, dring dit ons, dit dwing ons. En dit dwing ons om die versoening met God te aanvaar, en dink 'n bietjie oor jou eie pad, ook in aanloop tot Paasfees, en maak dit weer vas. En dit dring ons ook om die versoening aan ander mense te bedien. Mense wat miskien heeltemal anders as ons is, maar in God se oë is almal nuut. So, vat die versoening na die mense om jou toe. Maak die versoening vas met God wat hy bewerk het. Kom ons bid. Dankie Here vir u groot versoening wat ons met Paasfees kan vier. En dankie dat u ons nuut maak, en dat u vir ons sê, die oue is verby, die nuwe het gekom, en dankie, want ons weet, dis die werk van God. Seën ons ook in hierdie lydenstyd, waar ons voorberei vir Paasfees, en ook in die Paastyd, dat ons die diepte van dit wat u gedoen het, dit wat u vir ons gedoen het, opnuut weer sal besef. Amen. Ontvang die seën van ons Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by ons wees en bly. Amen.